Ek onthou toe ek my eerste geld begin verdien het. Eerstens as kelnerin toe ek 16 was. Dit was harde werk, maar wow, ek het dit so geniet om my doelwitte te haal. Hoe meer doeltreffend en vriendelik ek was, hoe meer voetjies het ek gekry. En daar by my eerste werk het ek geleer dat die kliënt altyd reg is. Totdat jy nie kombuis kom, dan is die chef altyd reg. Daarna het ek geld verdien as 'n au pair. En ek moes baie mooi werk aan my tydsbestuur en my beplanning. Ek het nog nie my eie kinders toegehad nie, maar ek het daar geleer dat kinders eintlik regtig nogal baie kos en blykbaar nie hulle ouers se skedule raadpleeg voordat hulle eie het nie. En uiteindelik het ek geld verdien as 'n student in 'n kerk. As 'n omtrent 20-jarige het ek gedink ek weet nogal baie. Maar ek het gou nederig geraak met die tipe werk wat ek mee moes begin het. Ek het geleer dat ek 500 visse en broodjies vir Sondagskool kan sny, terwyl ek my gunsteling reeks kyk. Maar my grootste bewustheid oor my eerste salarisse, is dat ek nie besef het hoe ryk ek destyds was nie. Want alles wat ek verdien het, alhoewel dit nie baie was nie, was myne. Ek het geen debietordes gehad nie, my ouers het nog my mediese fonds betaal, my huur was gedek, ek het nie eens presies geweet wat is versekering nie, en die wêreld het soos 'n relatiewe eenvoudige plek gevoel. As my geld op was ek okay, ek kan nog steeds in my ouers se kruideniersware kas invaar. Maar toe het die volwasse lewe my getref, belasting. Wie het geweet jou gegewe salaris sal nooit eintlik in jou rekening verskyn nie? Lewensversekering. Was ek nie te jonk vir dit nie? Pensioenfondse, is dit nodig? En jy betaal vir water, wat op dese aarde? En so het my bubbel gebars. En wat ek verdien het nie meer soos myne gevoel nie. En eerlikwaar, ek het besitlik geword. Ek het geklou aan die sekuriteit wat ek besit en verdien het vir my gegee het. In werklikheid het ek begin voel, hoe meer ek kon beheer, hoe meer ek kan by mekaar maak, hoe sterker was my backup plan, as dinge sou moeilik raak. En meer besef ek ons almal het ons stories wat ons vorm in terme van hoe ons is met en hoe ons voel oor geld en besittings. Ek wonder, wat is jou vroegste herinnering van geld? Hoe voel jy as jy daardie herinnering nou herroep? Interessant, dit is nie net die fisiese omstandighede waarin ons groot geword het nie, maar ook hoe ons dit geïnterpreteer het wat ons vorm. Dit is ook ons temperament en persoonlikheid wat 'n rol speel. Dit is die invloede om ons wat ons gevorm het. Selfs die tyd waarin ons groot geword het, speel hierop in. Maar die bewuswording van ons verhouding met geld en besittings kan ons help om te herkalibreer en te herskryf waar dit nodig is. En dit is so belangrik dat ons dikwels Jesus oor praat oor geld en besittings in die Bybel. So vandag wil ons draai en ons wil vir hom vra: wat is u gedagtes rondom die manier wat ek omgaan met wat u vir my in hierdie lewe gegee het? Wat dink u? Lees saam met my uit 1 Kronieke 29. Die grootheid, Here, die krag, die glans, die roem en die majesteit behoort aan u. Ja, alles in die hemel en op aarde. Aan u, Here, behoort die heerskappy. U is bo almal verhewe. Van u kom rykdom en eer. U heers oor alles. Mag en krag word deur u geskenk en dit berus by u om enige iemand groot en sterk te maak. Dink jy net vir 'n oomblik in hierdie situasie in. Dawid bid hierdie woorde terwyl hulle voorberei om die tempel van die Here te bou. Pragtig, details, so perfek as wat mense kan droom en beplan. Maar onthou, terwyl die Israeliete deur die woestyn gedwaal het hulle net die tabernakel gehad, 'n tent, die plek van ontmoeting waar God toeganklik was vir die priester, wat die heiligste van die heiliges betree het. En hierdie tydelike struktuur was die simbool van God wat saam met hulle was, wat hulle beskerm en lei. En nou uiteindelik het hulle genoeg sekuriteit, genoeg grond, genoeg materiale en rykdom om 'n permanente struktuur te bou waarmee hulle God kan eer. Goud, silwer, brons, yster, kosbare stene, gaan lees die hoofstuk. Uiteindelik
het hulle dit gemaak. Sig van verligting. En dis die versoeking, nê? Om by 'n plek uit te kom, of vir 'n plek te wens, waar jy kan sê, uiteindelik het ek ten minste tot 'n mate dit gemaak. Maar Dawid se gebed rig die mense en vir ons na 'n belangrike waarheid. Alles wat ons is en alles wat ons het, behoort aan God. In 'n kultuur wat obsessief is oor eienaarskap, oor beheer en selfvoorsiening, oor individuele sukses en sekuriteit, wys Dawid op 'n ander werklikheid. 'n Perspektief wat wys hoe die lewe saam met Jesus lyk. En selfs net in hierdie een hoofstuk in Kronieke sien ons dat daar vreugde is in hierdie manier van leef. Wat as ons vandag herkalibreer om 'n lewe te betree wat vreugde, betekenis en vryheid bring? Waar ons nie opgeneem of vasgevange word nie, maar waar ons bemagtig en geïnspireer word om te werk en te leef soos God ons roep. So kom ons begin, deur eers net te erken wie die eienaar is. Alles behoort aan die Here. Die grootheid, Here, die krag, die glans, die roem en die majesteit behoort aan U. Jou alles in die hemel en op aarde. Ek dink aan die eienaar wat sy slawe talente gegee het om te bewaar totdat hy terugkom. Hy roep hulle om goeie bestuurders of rentmeesters van sy eiendom te wees. 'n Rentmeester is iemand wat die verantwoordelikheid kry om iets te bestuur wat aan iemand anders behoort. En die eienaar daar in die gelykenis wat Jesus vertel, gee hulle alles wat hulle nodig het om goeie rentmeesters te wees. Maar wat die eienaar gee, bly die eienaar se. Dit sê in Matteus 25 vers 19, na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Een Bybelvertaling sê dat nadat die eienaar teruggekom het en gesien het dat die eerste 2 slawe goeie rentmeesters was, hy in vennootskap met hulle wou voortgaan. Hy wou saamwerk. En Dawid begin hier deur te erken dat God die ware eienaar van alles is en bly. Nie net wat hulle bring om die tempel te bou nie, maar die koninkryk behoort aan hom, die mense en die land, alles behoort aan God. Dawid kon hierdie geleentheid gebruik het om die mense se selfvertroue in hulle eie vermoëns te verhoog. Of hy kon dit strategies gebruik het en beklemtoon het hoe hulle stryd en harde werk, al die swaar kry, uiteindelik beloon is en hulle nou sterker as ooit is. Maar hy doen dit nie. Hy sê, onthou, alles wat ons hier gee, kom uit sy hand uit. Alles in die hemel en op die aarde behoort aan U. Nog steeds, altyd. Rentmeesterskap begin met hierdie wete. God is en bly die eienaar van alles. Nie net 'n stukkie van wat ek het nie. En as ons eerlik na onsself kyk, dan daag hierdie ons uit. Ons natuurlike neiging is om te sê, my huis, my loopbaan, my geld. En miskien wil ons sê, myne, want dan kan ons trots wees op wat ons het. Dit laat ons goed voel, veilig. Ek het dit vir myself verkry, en nou kan ek sê, uiteindelik, ek het dit gemaak. Maar hoe maklik raak ons dan eie geregtigheid? Eie geregtig, dis my reg om te hê wat ek het. Maar eerder as om ons eie ekkigheid te versterk, is die uitnodiging in Dawid se gebed en die gelykenis van die talente om te onthou dat die eienaar jou vertrou met sy geld, met sy besittings, met sy huis, met sy hulpbronne, met sy mense. Wat 'n voorreg. Wat 'n eer dat hy jou en my, dat hy in jou en my goeie rentmeester sien. Wat 'n seën om te geniet wat hy gee en iets te mag en kan doen soos hy ons lei. Dis die verskil tussen toegebalde vuiste wat klou aan wat ek verdien het, my inkomste, my goed, en oop hande wat ontvang wat hy gee. Om God as eienaar van alles wat ek het en verkry te erken, nooi ons uit na 'n postuur van nederigheid en verantwoordelikheid. Waar in jou lewe het jy dalk eienaarskap oorgeneem van iets wat eintlik God se is? Is dit dalk sigbaar in jou angs oor nie genoeg hê nie?
Is dit dalk 'n obsessief meer en meer versamel om veilig te voel? Is dit duidelik in jou vrees om nie genoeg te kan voorsien vir jou familie nie? Is dit in die manier waarop jy gebruik wat jy het, roekeloos of selfsugtig, of aan die ander kant sonder vreugde en tevredenheid? Is dit in die manier waarop jy aan alles vasklou asof God geen sê het daaroor nie? Dit hoef nie so te wees nie. Daar is vryheid in die lewe saam met Jesus. En ja, om eienaarskap te erken en regtig toe te laat dat Jesus ook die Here is oor hierdie deel van ons lewe, is nie altyd maklik nie. Dis 'n reis. Maar op die reis leer ons ook vir Jesus ken as Here, die een in beheer. En dan erken ons is nie in beheer nie. Dawid bid, U is bo almal verhewe. God is nie 'n stil, passiewe aandeelhouer nie. Hy is nie ver, ongeïnteresseerde eienaar wat verwyder is van die daaglikse bedrywighede nie. Hy is Here van ons lewens, 'n vernoot in die goeie werk wat voor ons lê. Goeie bestuur, goeie rentmeesterskap word saam met hom gedoen. Ons soek na sy wil en hoe ons geld verdien, hoe ons dit spandeer, hoe ons dit gee, hoe ons spaar. Want dis een ding om te sê God besit alles, maar dis 'n ander ding om te leef asof hy regeer. En die lewe waarna ons uitgenooi word, gaan oor oorgawe en gehoorsaamheid. Hy is ons Here. Ons vertrou dat God se manier die beste is. En ons kan beheer weer en weer aan hom oorgee. Ek vermoed dis iets wat ons almal gereeld dalk daagliks moet doen. Jammer Here, ek het weer oorgeneem. Dalk per ongeluk, maar ek het. Ek is jammer Here, vir 'n oomblik het ek gedink ek weet beter. Ek is jammer Here, ek het veiliger gevoel om self te probeer stuur en beheer. Op verskillende tye vir verskillende mense dryf verskillende dinge ons om beheer te neem of vas te hou. Dit kan wees ons oorweldigende behoefte aan gemak, ons begeerte na status en aanvaarding, ons verlange om gesien te word, ons behoefte aan veiligheid en beskerming, ons dryf dat al ons planne moet gaan soos ons beplan het, ons droom om net meer van die lewe te geniet of om te ontsnap en genot te hê. Niks hiervan is verkeerd nie. Dis menslik soos God ons gemaak het. Maar ons menslike begeertes en verlange kan ons dryf om die stuurwiel van God weg te gryp, terwyl ons dinge dwing, jaag, impulsief probeer regmaak en forceer om dit beter vir ons te laat werk. En die wêreld ondersteun dit, gryp beheer, neem die lewe vas, maak jou eie pad oop. Jesus aan die ander kant nooi ons uit om ons greep te verslap en met oop hande voor hom te staan. Matteus 16 vers 25 sê, want wie sy lewe wil behou sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Om te leef soos Jesus nooi, en om wat hy aan ons gee goed te bestuur, moet ons beheer van besluite, tydlyne, uitkomste, besittings oorgee. Is dit nie wat Jesus die ryk jong man genooi het om te doen nie? Daar in daai oomblik? Wat beteken dit dus vir jou persoonlik om beheer oor te gee? Dalk kan dit beteken om te begin vra, Here, wat wil U deur my doen met wat U vir my gegee het? Want God gee met 'n doel. Van U kom rykdom en eer, mag en krag word deur U geskenk en dit berus by U om enige iemand groot en sterk te maak. God is die voorsiener van alles. En Dawid herinner die mense, selfs die krag wat hulle gebruik het om rykdom te verkry, is deur God gegee. Jou energie om op te staan en werk toe te gaan, daardie vermoë kom van God. Jou talente, vaardighede, jou tyd en jou geleenthede, alles van God af. Daardie gesprek wat 'n deur oopgemaak het, daardie netwerkgeleentheid, die kans om te studeer, daardie persoon wat jou 'n kans gegee het, wat jou lewe verander het. Jou werk, God voorsien oorvloedig. En hy het 'n plan. Hy weet hoe jy dit goed kan gebruik. Hy het 'n doel met jou. Ons is geseënd om 'n seën te wees.
wat God vir ons gee, is bedoel om deur ons te vloei vir sy groter prentjie. Dink aan die mense wat almal vrygewig bydra om hierdie tempel te bou. 'n Simbool van God in die middelpunt van hulle lewens, God teenwoordig, God wat lei, en die mense gee om dit te bou, meer as net 'n gebou, hierdie ding wat die Here vereer, hulle gee om te dien, en hulle het gegee op 'n manier wat God eer. Vers 7 en 9 sê, hulle het vir die tempeldiens 171 ton goud, 342 ton silwer, 616 ton brons en 3427 ton yster bygedra. Die volk was bly oor hulle gewilligheid, want hulle het die vrywillige gawes aan die Here met hulle hele hart gegee. Koning Dawid was ook baie bly. Voel jy die atmosfeer hier? En God doen iets met wat gegee word. Hy doen iets met wat jou gee, as jy hom toelaat. Maar hy gaan nie dwing nie. Hy gaan nie vereis en forceer nie. Maar hy wag, en hy sien uit om ook saam met jou in sy wêreld te werk. En ek wonder, as ons eendag weer voor Jesus staan, en ons sien hom voor ons, watter stories gaan hy vertel oor wat hy gedoen het met wat ons vrywillig en heelhartig gegee het? Wat gaan hy vir ons vertel wat hy gedoen het met ons tyd en met ons energie en met ons besittings en met ons geld en ons talente? Watter koringveld gaan hy ons wys terwyl hy ons herinner dat hy ons klein saadjies van vrygewigheid gesaai het en dit nat gelei en versorg het as 'n liefdevolle boer, sodat hulle groot seëninge in sy koninkryk kan word? Hierdie uitnodiging, die lewe saam met Jesus, kan vir elkeen van ons verskillende dinge vra. Sommige van ons moet beter begin beplan. Goeie bestuur kan beteken om jou skuld bietjie vir bietjie aan te pak en die raad te kry vir wat jy nodig het om dit te kan doen. Dit kan beteken om vir jou aftrede te spaar, of om jou 5-jaar plan vir jou besigheid op te stel, sodat jy in 'n sterker posisie kan wees, om ander te kan seën en jou hulpbronne te gebruik, soos God jou lei. Sommige van ons moet dalk erken dat ons nou moet begin gee. Ja, jou plan om jou finansiële rykdom te verseker mag nog nie klaar wees nie, maar wat kan jy gee terwyl jy op pad is? Hoe kan jy nou meer vrygewig wees? Dit kan beteken om 'n duur koopie uit te stel of iets minder indrukwekkend te kies. Dit kan beteken om jou finansiële tydlyn of doel effens aan te pas. Sommige van ons moet ons begrotings aan God oorgee. En ons moet hom vertrou in baie moeilike finansiële tye. Ons moet hom vertrou met situasies wat hopeloos en donker lyk. En ons hoef dit nie te ontken nie, ons hoef die werklikheid nie te ignoreer nie. Ons kan juis so na hom toe gaan, en jy kan juis jou angs en jou vrees bring, en jy kan raak sien dat hy verstaan, en dat hy by jou is. Sommige van ons moet dalk prioritiseer wat die beste gebruik van ons hulpbronne nou is. En daarvoor het ons wysheid en leiding nodig, wat so God vir jou sal gee, vir ons elkeen sal gee, soos ons na hom toe draai. Ons kan leer om goeie en getroue rentmeesters te wees, met min, met amper niks, of met al die rykdom in die wêreld. Die eienaar, daar in die gelykenis, was nooit kwaad vir die slaaf vir hoe min hy gehad het nie, vir daardie een talent nie. Hy was net ontstel dat hy niks gedoen het met wat hy gehad het nie. Want die uitnodiging is juis, ons kan leef, voluit leef, en ons kan geniet wat hy vir ons gee, soos wat ons dit goed en mooi en reg bestuur. Dawid en die Israeliete ontdek iets van die vreugde om te erken dat God die eienaar en die Here is van alles wat hulle in hulle hande het. En daarom kan hulle vrylik en gewillig gee. In Dawid se gebed bid hy, ek weet my God, dat U die hart ondersoek en dat U opregtheid wil hê. Ek het opregtheid van hart al hierdie gawes gebring. En nou het ek met vreugde gesien hoe U volk wat hier teenwoordig is, sy gawes aan U bring. Mag dit vandag ook ons hartsgebed verwoord. Here, ondersoek ons harte
en lei ons om vrylik en verantwoordelik, vreugdevol en gewillig te leef. Mag ons gebed wees dat ons nie in ons skaamte en ons skuld of trots bly wat ons obsessie met geld en besitting so maklik veroorsaak nie. Maar mag ons verlos word van onsself en van die druk van die wêreld. Mag ons vandag vir die Here sê, want aan U behoort alles in hemel en aarde. Ons antwoord op U roep om saam met U te werk en te lewe. Mag ons gebed wees, bemagtig ons Here, versterk ons en lei ons om goeie en getroue rentmeesters te wees. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader, die vriendskap en die genade van Jesus Christus sy Seun, en die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, is met elkeen van ons. Amen.